Het jy al ooit gewonder wat regtig in 'n operasie sal gebeur? Dis soos 'n uitvoering, een wat amper niemand ooit sien nie. Vandag loer ons 'n bietjie agter daai gordyn. Ons gaan hierdie ongesiene simfonie verken. Daai ongelooflike koördinasie en die wetenskap wat 'n pasiënt veilig deur 'n operasie kry. En om dinge dadelik in perspektief te plaas, sê ons bronmateriaal dit prompt uit. Veral vaskulêre chirurgie. Wel, dis nie sommer kinderspeletjies nie. Nee, dis 'n ongelooflike delikate, hoë risiko-omgewing, een waar die kleinste foutjie ernstige gevolge kan hê. En dit bring ons by die groot vraag. Dis die kern van die saak, né? So kom ons breek dit af. Ons gaan kyk na die wetenskap en die spanwerk wat hierdie ongelooflike prestasie moontlik maak. Een uitdaging op 'n slag. Die heel eerste uitdaging is eintlik die mees basiese een. Hoe maak jy 'n pasiënt veilig en gemaklik genoeg vir 'n prosedure wat andersins heeltemal ondraaglik sou wees? Wel, dis presies waar die kuns en die wetenskap van narkose inkom. OK, die eerste ding wat jy moet weet, is dat narkose nie 'n ligskakelaar is, wat jy net aan of afskakel nie. Glad nie. Dink daaraan meer soos 'n dimmer switch. Dis 'n spektrum wat ongelooflik fyn beheer word. Aan die een kant het jy minimale sedasie, waar 'n pasiënt nog kan reageer, en aan die heel ander kant, algemene narkose, waar hulle heeltemal onbewus is. En hier sien ons die kritiese verskil. Jy sien, soos die sedasie dieper raak, neem die span se verantwoordelikheid dramaties toe. Onder matige sedasie haal die pasiënt nog self asem, maar met algemene narkose, dan moet 'n masjien dikwels daardie mees fundamentale lewensfunksie heeltemal oorneem. Dit bring ons by die volgende uitdaging. As die pasiënt nie met jou kan praat nie, hoe op aarde weet die span as iets verkeerd gaan? Die antwoord lê in 'n soort tegnologiese kontrolepaneel, een wat die liggaam se onsigbare seine die hele tyd dophou. Eerstens, en dis baie belangrik, hou hulle die hart se elektriese aktiwiteit dop vir enige tekens van stres. Terselfdertyd meet 'n polsoksimeter die suurstofvlakke in die bloed om seker te maak die liggaam kry genoeg suurstof om te funksioneer. En laastens, hulle meet die koolstofdioksiede wat uitgeasem word. Dis 'n direkte aanduiding van hoe effektief die pasiënt asemhaal. So, as jy hierdie instrumente bymekaar sit, gee dit die span 'n lewendige, omvattende prentjie van die pasiënt se toestand. En hierdie is nie opsioneel nie, dis die absolute minimum standaard. Hoekom? Want elke meting is 'n kritieke stukkie van die legkaart wat hulle help om die pasiënt veilig te hou. Jy sien, chirurgie en narkose, dit gooi die liggaam se natuurlike balans, wat ons homeostase noem, heeltemal om. En dit skep 'n hele rits nuwe uitdagings wat die span oomblik vir oomblik aktief moet bestuur. Kom ons praat oor temperatuur. As 'n pasiënt se temperatuur net 'n paar grade daal, is dit soveel meer as om net koud te voel. Dit het ernstige gevolge. Dit belemmer die liggaam se vermoë om bloed te stol en soos ons bron wys, verhoog dit die risiko vir erge bloeding en die kans dat jy 'n oortapping sal nodig hê dramaties. Dis presies hoekom die oplossing 'n proaktiewe, veelvlakkige strategie is. Hulle wag nie tot die pasiënt koud is nie. Nee, hulle bestuur die kerntemperatuur aktief van die oomblik wat hulle die saal binnekom tot lank daarna. Goed, 'n ander kritieke balanseertoertjie is bloedsuiker. Die stres van 'n operasie kan jou suikervlakke die hoogte in laat skiet. En hoë bloedsuiker, dit kan jou immuunstelsel ernstig knou en die risiko van infeksie die hoogte in laat skiet. Maar wag 'n bietjie, die oplossing is nie so eenvoudig soos om net daai suikervlakke plat te slaan nie. Glad nie. 'n Baanbreker studie, die NICE Sugar studie, het iets ongeloofliks gewys. As jy te aggressief is en daai suiker te laag druk, verhoog jy eintlik die risiko van dood, want jy veroorsaak gevaarlik lae bloedsuiker. So dis 'n regte koordans, jy sien? Hou die suiker laag genoeg om infeksie te keer, maar nie so laag dat jy 'n heeltemal nuwe gevaarlike probleem skep nie. Nou, vir een van die mees delikate uitdagings van almal, om bloed self te bestuur. En dit is tricky, want bloed bied twee heeltemal teenoorgestelde probleme op presies dieselfde tyd. Hier is die uiteindelike chirurgiese koordans. Aan die een kant moet die span medikasie soos bloedverdunners gebruik om te keer dat gevaarlike klonte in die nuwe, herstelde bloedvate vorm. Maar aan die ander kant moet hulle seker maak dat dieselfde medikasie veroorsaak nie onbeheerbare bloeding by die snyplek nie. Dis 'n fyn balans wat konstant dopgehou en aangepas moet word.
En as 'n oortapping wel nodig is die risiko's groter as wat baie mense dink. Dit gaan veel verder as net infeksie. Ons praat van ernstige komplikasies soos tralie, 'n immuunreaksie waar die longe skielik met vloeistof vul, of takkel waar die hart oorweldig word deur die ekstra volume bloed. Hierdie is regte, lewensgevaarlike risiko's. Soos ons nou gesien het, gaan 'n pasiënt se veiligheid nie oor een enkele ding nie. Dis die resultaat van honderde deurlopende gekoördineerde besluite. Dis 'n ware simfonie, gespeel deur 'n hele span, waar elke instrument en elke noot absoluut perfek moet wees. Dit is regtig 'n kragtige herinnering aan die ongelooflike waaksaamheid wat in elke enkele operasie ingaan. En dit laat 'n mens nogal wonder, né, watter ander ongesiene, komplekse dinge gebeur elke dag in die mediese wêreld wat ons heeltemal miskyk.